baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Markus 6, vers 31 staan hierdie woorde. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Toe sê hy vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Ek hoop nie dit het al met jou gebeur nie, maar ek dink jy sal die prentjie ken. Wat gebeur as jy met 'n motor ry totdat die brandstof heeltemal op is? Jy weet, jy gaan staan. As jou brandstof op is, dan sê jou motor, ek ry tot hier en nie verder nie. Hy gaan staan. Nou dieselfde beeld kan ons sê gebeur met ons as mense wanneer ons sonder brandstof is. Nou ons leef in 'n tyd waar die lewe verskriklik baie uit ons neem. Daar's verskriklik baie eise wat op ons is en ons gehardloop is verskriklik. Besig. Ons weet, ons het al baie keer met mekaar gedeel hoe besig die lewe is. Maar die vraag is, hoe gee ons aandag aan onsself dat ons lewensmotor op die ouend nie sonder brandstof gaan staan nie? Nou, vanuit die sielkunde praat ons mos van 'n tyd van uitbranding of die gevaar van uitbranding. So ons gaan vir die volgende 2 weke so 'n bietjie praat oor die gevaar van uitbranding. Vandag gaan ons net so 'n bietjie dinge met mekaar deel wat tekens is, gevaartekens, bietjie rooi ligte is, wat vir jou sê, Hawkeye, stadig, die kan ek sê, die petrolliggie is besig om aan te gaan, jy moet bietjie vol maak. Volgende week gaan ons bietjie na die woord kyk. Hoe sê die woord vir ons, wat 'n raad kry ons uit die woord om vol te maak, om ons lewensmotor vol te maak. So net 'n paar, en ek wil dadelik sê, hierdie is nie 'n diagnose nie. Dis nie 'n sielkundige diagnose nie, so dis net om te sê, wees versigtig, wees paraat op sekere tekens wat jy kan lees as daar gevaar is, die gevaar van uitbranding. Die eerste is fisiese tekens. Fisiese tekens, dis nou soos tekens waar jy's altyd moeg. Jy het voortdurend hoofpyn, jy het voortdurend maagpyn omdat jou maag so op 'n knop getrek is. Jy slaap net nie lekker nie, of jy kan nie genoeg slaap nie, jy het slaapversteurings, fisiese tekens, dat daar moontlik moeilikheid is. Emosionele tekens, dis nou soos, jy's buierig, jy reageer op maniere wat jy sê, wow, dis mos nie wie ek is nie, jy's anders, jy's kort af, en jy hap na mense, wat jy weet, dis nie wie jy is nie, so daar's emosionele tekens, wat wys dat daar rooi ligte is. Dan is daar kognitiewe tekens. En onthou, ek is glad nie sielkundige nie, maar ons leer nogal uit die sielkunde oor hierdie goed. So die kognitiewe tekens, dis nou, ek vergeet goeders. Ek vergeet meer as normaal, dit voel of my brein half oorlaai is. Ek sukkel om te konsentreer. Ja, kognitiewe gevaartekens. Die ander een is jy het gedrag wat verander. Mense maak jou angstig. Jy wil nie tussen mense wees nie, jy wil net een kant wees. So 'n bietjie gedragsverandering. En dan sommer die laaste een, geestelike verandering. Jy sukkel om te bid. Jy sukkel om regtig met die Here, kan ek sê, te connect. Voel jy altyd of jy ver is van die Here af. Dis al van hierdie goedheid wat tekens in jou lewe is, wat sê, okay, kyk 'n bietjie, dan wil ek jou terugvat na ons vers wat ons gelees het. Wat het Jesus gedoen? Hy het vir sy disippels eintlik 2 dinge gesê. Aan die een kant,
Neem verantwoordelikheid. Neem verantwoordelikheid vir jouself en rus 'n bietjie. Volgende week praat ons verder oor wat die woord vir ons leer. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.